Hartlike goeiemôre almal. Welkom hierso vandag. Ja, soos julle ons het klaar die nuus vir julle gegee. Afkondigings is gedoen. En welkom by vanoggend se diens. Lekker vol huis. Here is goed. Nou kom ons bid. Hemelse Vader, dankie vir 'n nuwe dag, Here. Dankie vir nog 'n geleentheid om u woord te verkondig. Here, dankie dat ons 'n vol huis kan hê. Here, dankie vir 'n groter perseel. Here, u is wonderlik. Here, waar ons vanoggend oor 'n redelike sensitiewe saak gaan praat, Here, lê u die woorde in ons mond. Laat ons nie onkundig bly oor die waarhede van u woord nie. Maar laat ons verstaan wat belangrik is en wat reg is. Here, seën ons en maak ons harte oop vir hierdie boodskap. Nie net vir ons wat hier binne is nie, Here, maar ook vir mense wat gaan luister na die video. Maar Here, dankie vir u goedheid en guns. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Volgens se boodskap, God se toorn oor die goddeloosheid van die mens. En ons teks is vanuit Romeine 1 vanaf vers 18 tot 32. Maar ek gaan nie die hele stuk nou lees nie. Ek gaan dit lees soos ons aangaan. Maar wanneer die mens God verwerp, dan openbaar God sy toorn deur die mens, deur wat te doen? Deur die mens oor te gee aan sy sonde. Ons is nie hier om mekaar bang te praat nie. Maar ons moet besef dat die mens van nature, van geboorte, onder God se toorn staan. En dat ons enigste hoop om enigstens gered te word, Jesus Christus is. Almal wil altyd net hoor, ja, maar God is liefde. En dit is waar, dit is nie verkeerd nie. Maar die mens wil nie hoor dat hierdie selfde God ook heilig is en regverdig is nie. En daarom begin Paulus hierdie gedeelte om die liefde van God uit te toon, maar ook die toorn van God. En dan sal ons nou wel vra, maar waarom doen Paulus so iets? Sodat niemand sal staan en sê, maar ek wonder. Niemand verstaan die goeie nuus as hulle nie besef wat is die waarheid en wat is die slegte nuus nie. Net voor hierdie gedeelte lees ons daar in Romeine 1 vers 16 en 17. En Paulus skryf, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Eerste vir die Jood, en ook vir die Griek. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is.
maar die regverdige sal uit die geloof lewe. En daai stukkie het Paulus aangehaal uit die Ou Testament. Uit Habakuk 2 vers 4. Habakuk 2 vers 4. Maar dan begin hy hier by vers 18 met die woord want. Nou, Paulus het 'n baie spesifieke manier van skryf. En wanneer hy sê maar, of hy sê want, dan gaan hy vir ons iets belangrik meedeel. En Paulus doen hierdie om vir ons te verduidelik waarom ons redding nodig het. Die mens is nie net bloot siek nie, maar ons staan skuldig. Nou, Paulus het hierdie brief geskryf volgens die geleerde mense hier omstreeks 57 na Christus. En hy skryf dit soos ons sien aan gelowiges in Rome. Jode, sowel as heidene. Dit gaan nie net oor een bevolkingsgroep nie. Op daardie stadium was Rome die middelpunt van die hele wêreldryk. Alles het gedraai om Rome op daai stadium. En is presies in hierdie plek wat gevul is met rykdom en afgoderry en seksuele losbandigheid en morele verval waar Paulus die evangelie verkondig. En die wêreld van daardie tyd verskil nie regtig van die tyd waarin ons leef nie. Ek dink daar's maar min verskil tussen dit. Maar kom ons lees vers 18 tot 20 van Romeine 1. Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense, het jy hom, wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Omdat wat van God geken kan word, in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle openbaar. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Nou let op wat sê Paulus. Hy sê nie, hy sê nie, dit sal geopenbaar word nie. Nee. Hy gebruik die teenwoordige tyd. Met ander woorde, dit is reeds openbaar. God se oordeel is reeds besig om sigbaar te word. Ons kan nie daarby verbykom nie. Ons sien hierdie dinge. Maar daar is natuurlik ook 'n toekomstige oordeel wanneer Jesus weer kom. Maar hierdie gedeelte praat ons oor die huidige oordeel van God. Nou wat beteken toorn? Woede. Maar dis nie onbeheerste woede soos wat ons kry nie. God se woede is altyd beheerst.
God verloor nooit beheer oor enige iets nie. En hy reageer nie soos ons, om opvleend te raak en alles uitmekaar uit te ruk nie. Nee, God reageer heilig. En ons lees in Habakuk 1, hier rondom vers 13, vra hy, u wat terrein is van oë om die kwaad aan te sien, en die onreg nie kan onskou nie. Hy sê, Here, u is so heilig. Maar dan sê hy, waarom aanskou u hierdie trouelose en swyg u wanneer die goddelose die verslind wat regverdiger is as hy. En hierdie profeet vra 'n vraag. En ek dink baie van ons sit met daai vraag in ons hart. Waarom, Here? Waarom lyk alles soos dit lyk? Want die waarheid word onderdruk. En as ons gaan kyk na die oorspronklike woord in die Grieks, dan beteken dit om die waarheid vas te hou en neer te druk. En dit is tog wat ons sien wat aangaan. So die mense ontbreek nie van bewys van al hierdie goed nie. Hulle kan nie sê, ek het nie geweet daar's 'n God nie. Nee, hy onderdruk moedswilliglik hierdie waarheid. Die probleem is nie een wat jou intellek beïnvloed nie. Dis eerder 'n geestelike probleem. Jesus sê dit tog vir ons aan Johannes 3 vers 19. En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehaat as die lig. Hoekom? Want hulle werke was boos. So Paulus sê vir ons, God maak homself bekend deur sy ewige krag, deur sy goddelikheid en deur sy skepingswerk. Deur net na die skepping om ons te kyk, sien ons al klaar God en wie hy is. In Psalm 19 vers 2 sê Dawid vir ons, die hemele vertel die eer van God en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. So ons as mense geen verskoning, want ek weet dit was nou maklik om te sê, ek het nie geweet nie. Ons lieg, want ons weet. En daarom sluit Paulus hier by vers 20 af met, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Baie ernstige woorde. In Grieks kan ons amper sê, hulle staan sonder enige wettige verdediging. As geen manier wat hulle kan sê, ons het nie geweet nie. Niemand sal dit kan sê nie. Niemand. Ons lees hier by vers 21 tot 23. Dan lees ons hier verder. Hy sê, omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle eie oorlegging. En hul onverstandige hart is verduister. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword.
en die heerlikheid van die onverganklike God het hulle verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere. So, hier kom sê Paulus nou vir ons, dis amper soos 'n spiraal wat so afgaan onder toe. Dis wat die mens nou mee besig is. Hy daal al laer. En hy beskryf vir ons die absolute wortel van die sonde. In die eerste een sê hy, hulle het God geken, maar hom nie verheerlik nie. So ons grootste sonde is nie hierdie immoraliteit, hierdie sondigheid nie. Dit is eerder om God nie te erken nie. Die tweede een is ondankbaarheid, wat Paulus hier vir ons noem. Elke sonde begin tog met 'n hart wat ophou om dankbaar te wees. Wanneer jou dankbaarheid verdwyn, word selfgesentreerdheid gebore. Dan gaan dit mos net oor my, me, myself en I. Jy weet, ons is mos altyd belangrik. Die derde wat Paulus hier vir ons bekend maak is, hulle redenasies het nutteloos geword. En dit is presies wat die Griekse woord ook maar net beskryf. Nuttelose redenasies. Hoe verder die mens van God af beweeg, hoe donkerder word sy gedagtes. Dan begin ons met al die stupid goed dink. Ons weet, ons is almal daar gewees. En dan word die hart verduister. En dis die vierde ene wat Paulus hier vir ons uitwys. Die hart is amper hierdie sentrale gedeelte van jou denke en jou wil en jou emosies. So jou probleem is nie net 'n verkeerde gedrag nie, maar eerder 'n hart wat korrup geword het. Jeremia 17 vers 9 sê tog vir ons, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Ons as mens weet tog nie hoe lyk 'n ander persoon se hart nie. Maar God weet wat hy sien. En dan hier by vers 23 dan sien ons hierdie groot afval of wegval waar die mens die heerlikheid van God verruil vir afbeeldings. Wanneer die Skepper verruil vir die skepping. En dit is tog die basis van afgoderry. Die wyse Calvin, is 'n man uit die verre verlede, maar hy het iets gesê, die mens se hart is 'n voortdurende afgodsfabriek. En dit was vir my so mooi toe ek hierdie raak lees, maar ook hartseer, dat ons hart gesien word as 'n plek waar afgoderry geskep word. Vandag se dag het ons nie meer al hierdie gekerfde houtbeelde en al daai goed wat hulle in daai tyd gehad het nie. Maar
En ek sê dit Paulus, maar ons het geld, ons het mag, ons het roem, ons het ons werk, ons het sport, en ons het ons eie liggaam. En dit is in so baie mense se geval hulle afgode. Alles wat God se plek inneem in jou lewe word 'n afgod. Maak nie saak hoe hoog heilig ons dink ons is nie. Dan lees ons verder. Vers 24 tot 27. En in daardie gedeelte kom Paulus meer tot die punt. En hy sê, daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee. Klink verskriklik, as God jou oorgee in jou begeerlikhede. Maar kom ons lees verder. So hulle in hulle harte oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer. Hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het bo die Skepper, wat geprys moet word tot in ewigheid. Amen. Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in die wat teen die natuur is. En net so het ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in hulle welles teenoor mekaar ontbrand. Manne het met manne skandaligheid bedrywe en in hulle self die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. Nie sal dit ontvang nie, het dit reeds ontvang. Tot daar vereers. 3 keer van vers 24 tot 28 gebruik Paulus die woord God het hulle oorgegee. Sien dit in vers 24, vers 26 en vers 28. En dit is die sleutel van hierdie gedeelte. Die Griekse woord beteken om iemand oor te lewer. Dit is dieselfde woord wat gebruik word wanneer iemand 'n gevangene oorhandig aan die hof. Die lewer hom oor. Daar is min dinge wat meer vreesaanjaend is as hierdie gedagte dat God jou oorgee aan iets. Nou Paulus wys vir ons 'n direkte verband tussen ons gedagtes en sonde. Hy sê want eers kom afgoderry. En daarna seksuele verdraaiing. So seksuele sonde wat Paulus hier vir ons uitwys, is nie die wortel nie. Dit is die vrug van jou sondigheid. Want vers 25 sê tog vir ons, hulle die waarheid van God verruil vir die leuen.
Dis 'n gevolg. Dis die gevolg. Nie die beginpunt nie. Want vers 26 sê vir ons, daarom het God hulle oorgegee. En Paulus wys hier iets uit, wat die wêreld om ons nie wil erken nie, en dit is homoseksuele verhoudings. Maak nie saak hoe jy die Bybel wil vertolk nie, dis wat daar geskryf staan. En Paulus spreek hier hierdie verhoudings tussen selfde geslagte aan. In die eerste plek teenoor die man. En ons onthou in die ou tyd het altyd ons net oor die mans gepraat in die Bybel. Manne. Maar hier kom Paulus en hy beskryf dit as teen die natuur. Hy noem dit skandelikheid en hy noem mans en vrouens. Hy maak nie 'n onderskeid nie. Maar volgens die skepingsorde van Genesis 1 en 2 het God baie duidelik die huwelik ingestel tussen een man, een vrou, met die doel om wat te doen? Om voort te plant. So Paulus baseer hierdie hele argument van hom nie op kultuur nie, maar op die skepingsorde van God. Hierdie waarheid is vandag, in die tyd wat ons leef, baie ongewild, en so be it. Maar die taak van elke prediker in hierdie land, is om die skrif getrou uit te lê en te verkondig. Nie wat die mense wil hoor nie, maar wat God vir jou sê om te verkondig uit sy woord uit. Ons moet ook onthou dat Paulus nie hierdie sonde as iets apart of los uitmaak as die res van die hoofstuk nie. Sy doel is om hierdie amper universele sondigheid van die mensdom vir ons te wys. Elke sondaar, ongeag van wat die sonde is, word geroep tot bekering en geloof in Christus. Vers 28 sê vir ons, en omdat hulle dit nie die moeite werd geag het, om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid, om te doen wat nie betaam nie. Met ander woorde, om te doen wat nie reg is nie. So hulle het hierdie verwerplike verstand, omdat hulle God nie wil erken nie. En daarom gee God hulle oor aan hierdie verwerplike verstand van hulle. Iets wat vuil en besoedel is, lelik. Die Griekse woord beteken 'n verstand wat nie meer kan onderskei tussen reg en verkeerd nie. En dit is skrikwekkend as God jou oorgee aan hierdie tipe gesindheid. Wanneer sonde lank genoeg jou lewe oorheers, begin die mens glo dat enigiets wat verkeerd is, eintlik maar reg is, of selfs dat die reg is, verkeerd is,
en oudtyds is. Maar Jesaja waarsku ons al in sy tyd. Jesaja 5 vers 20 sê vir ons, wee hulle wat sleg goed noem en goed sleg, wat die duisternis lig maak en die lig duisternis, wat bitter soet maak en soet bitter. En as jy gaan verder lees daarna, dan sien jy amper selfde as wat Paulus hier vir ons skryf. Dat God hulle oorgee aan hulle sondes. Maar as ons van vers 29 tot by 31 gaan lees, dan sien ons dat Paulus vir ons een van die langste lys sondes gee in die Bybel. En dan gaan hulle noem. Ek gaan nie verse lees nie, ek gaan dit vir ons sommer so noem, so in 'n lys af. Paulus noem vir ons ongeregtigheid. Oor mense wat nie die regte ding wil doen nie. Hoerery, boosheid, hebsug, kwaadwilligheid, nydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid, skinder. Jo, daar kom hy op. Laster, haters van God, geweldenaars, hoogmoediges, grootpraters. Nou is ons so lekker met die dummies daar voor die braai staan, hè? Hy lekker dummies van hulle, hy lekker, ja, hulle kan wel lekker spog as hulle daar staan, hè? Pas op. Uitvinders van slegte dinge. Ongehoorsaam aan die ouers. Onverstandig. Ontrou. Liefdeloos. Onversoenlik. Nee, onversoenlik. Ja. Onbarmhartig. Dus as mooi gaan kyk, hierdie lys bevat twee tipe sondes. Groot sondes en klein sondes. So pas op jy meneer prediker wat jy lieg. Ons as mense kyk baie maklik na moord as 'n groot sonde. God kyk ook na hoogmoed. Ons veroordeel seksuele sondes. God veroordeel laster. Ons sien die egbreek. God sien ongehoorsaamheid aan ouers. So daar is nie 'n verskil in hoe ernstig die sonde is op die einde van die dag nie. Niemand, en ek sê weer, niemand ontsnap hierdie lys nie. En dan kom vers 32. En dis die ene wat vir ons eintlik bietjie moet wakker skud. En ek gaan hom lees. Want na hierdie lang lys sondes, dan kom Paulus en hy sê, mense wat, al ken hulle die verordeninge van God, goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien. Die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. En dat is 'n gewaarskuwing. So die ergste sonde is nie net om self die sonde te doen nie, maar ook om sonde goed te keur en goed te praat.
Wanneer 'n samelewing op daai punt kom wat hulle sonde begin vier, dinge wat deur God veroordeel word, dan het hierdie morele kompas, kan ons maar amper sê, verlore geraak. Want die kompas wys tog vir ons die rigting aan. Nou as jou morele kompas bietjie in die ronde draai, dan gaan jy weet wat ek kan doen nie, né? Spreuke 14 vers 12. Spreuke 14 vers 12 sê vir ons: daar is 'n weg wat vir 'n mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. Christus is ons enigste antwoord. Romeine 1 eindig so amper asof daar nie hoop is nie. Want Paulus hou nie opskryf, weet jy by hoofstuk 1 nie. Hy gaan aan. Hy skryf vir ons later, daar in Romeine 3, vers 21 tot 24, en hy sê, maar nou, na al die sondes, net alles, maar nou, is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet. Sonder die wet. Terwyl die wet en die profete daarvan getuig, die geregtigheid, naamlik van God, deur die geloof in Jesus Christus, vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. Want almal het gesondig. Vers 23. Almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. En dit is die evangelie. Paulus sê nie net sommige mense is sondaars nie, maar dat almal sondaars is. En dat almal 'n verlosser nodig het. En dat Christus ons verlosser is, wat gekom het om ons as sondaars te kom red. So moenie die waarheid onderdruk nie. Wanneer God jou deur sy woord aanspreek, moenie jou hart verhard nie. Pas op vir afgoderry. Vra ieder jouself, wat het God se plek in my lewe ingeneem? Moenie sonde probeer goed praat nie. Want die wêreld verander heeltyd sy definisie van wat sonde is. Maar God en sy woord verander nooit. Wees nederig. Hierdie Romeine 1 is vir ons 'n groot waarskuwing om nie hoogmoedig te raak nie. Maar eerder dat ons op ons knieë moet kom en nederig moet gaan raak voor God. As God ons nie kom red het nie, het ons daardie selfde pad geloop. Hy het ons oorgegee aan ons welles en al daai vieslike goed. Verkondig die evangelie. Die doel van hierdie hoofstuk is nie wanhoop nie, maar is om die mens te roep na Christus toe. Hier Romeine 1 vers 18 tot 32 moet vir ons wees soos 'n spieël waarin ons kyk en ons lewe kan meet aan wat reg en wat verkeerd is. Dit wys vir ons die mens soos wat God ons sien in ons sonde. Die wêreld sê vir ons, volg jou hart. God sê, jou hart is bedrieglik.
Die wêreld sê, leef volgens jou begeerlikhede. God sê, beklee julle hart met die Here Jesus Christus. Die wêreld sê, waarheid verander. God sê, my woord, wat die waarheid is, staan vir ewig. En daarom mag ons nie skaam wees vir die volle waarheid van God nie. Daarom mag ons nie skaam wees vir die evangelie van God nie. Daarom moet ons sonde noem. En daarom moet ons sonde aanspreek in liefde. Ons haat nie mense nie. Ons is lief vir hulle en dit is waarom ons hierdie goed verkondig. Want ons wil nie hê mense moet in die hel opeindig nie. So laat ons die evangelie gaan verkondig. Tydig en ontydig. Laat ons onthou, hierdie God wat sy toorn openbaar ook sy liefde deur sy seun Jesus Christus, sodat elkeen wat hom bekeer en glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Amen. Amen. Hemelse Vader, dankie vir hierdie woord vanoggend, Here. Here, dankie dat ons net weer vir die mens kan sê, en ook vir onsself, moenie God bespot nie. Moenie die Heilige Gees bedroef nie. Maar Here, laat U Heilige Gees die naprediker wees van hierdie woord vandag. Laat hierdie boodskap uitgaan oral waar hy nodig is, Here. Laat mense in hulle gedagtes verander kan word om U te begin volg. Here, dankie vir U liefde. Dankie vir die offer wat U vir ons gemaak het. En dankie, Here, dat ons deur U genade gered kan word. Here, seën ons en bring ons weer by mekaar soos U wil. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen.